Goeiemôre susters en broers, dogters en seuns. Baie welkom by die erediens vandag. Ons vier vandag Drie-eenheid Sondag. Reeds vanaf die eerste eeue het die kerk die Drie-eenheid as die groot werklikheid waarbinne ons leef bely. Die werk van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is die ruimte waarbinne alles ontstaan het en waarbinne alles leef en waaraan die werklikheid van ons lewe na sy eindbestemming gelei word. Ons vier vandag die unieke misterie van die Drie-eenheid van God. Maar ons vier ook vandag die werk wat aan elkeen van hierdie drie persone verbind word, sonder dat die ander daarvan geheel en al uitgesluit word. Die Vader is vir die skepping verantwoordelik, maar die Seun en die Heilige Gees is ook daarbey betrokke. Die Seun is vir die verlossing verantwoordelik, maar die Vader en die Gees is ook daarbey betrokke. Die Heilige Gees is vir die volëinding verantwoordelik, maar saam met hom ook die Vader en die Seun. Kom ons nader nou tot die Here en sing as aanvangslied Vonk 16. Ons aanvangswoord vir vanoggend se erediens kom uit Psalm 8. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Gemeente, ek groet U vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en ons doen dit by wyse van litanie. Ek doen die voorganger gedeelte en saam met U ook die gemeente gedeelte. Genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir julle van God die Seun. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir julle van God die Heilige Gees. Hy maak alles nuut. Gemeente, ons God in wie ons glo, is die drie-enige God, die Vader, Seun en Gees, die verrassende vreemde. Hy is die ewig troue God. Hy is die God wat homself opoffer, hom ontferm. Hy is die dienende, gemeenskapstigtende, lewegewende, omgee vir die ander God. Kom ons loof hom nou, deur lied 454 te sing, die eerste, tweede en die derde strofe. Vader, Seun en Gees, ons eer U.
Gemeente, ons luister vanoggend na die Here se woord uit Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4. Kom ons bid eers saam. Ek lees vir julle die gebed voor van Johannes Calvin uit sy Straatburgse liturgie van 1545. Lewende Here, ons bid nou dat u lewende woorde nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in u. Laat ons hier werklik ervaar dat u ons Vader is, wat ons as u kinders aangeneem het. Dat u ons verlosser is, wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het. En dat u deur u gees ons harte verlig om u stem te hoor. Amen. Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4. Ek lees vir u die skepingswoorde voor. U is welkom om aan die einde van die diens die hele gedeelte weer deur te lees. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe het God gesê, laat daar gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan al die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat ek leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het.
Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Liewe kinders, julle ken mos die liedjie wat ons sing. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat by God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Vanoggend het ons gelees uit Genesis 1, dat alles goed en mooi geskep het. Ons lees veral dat hy ons as mense ook goed geskep het, dat hy ons na sy beeld geskep het. Hoe lyk God? Ons weet nie hoe God drie-enig regtig lyk nie. Die disippels vra ook vir Jesus, wys vir ons die Vader. En Jesus het hulle geantwoord, as julle na my kyk, dan sien julle die Vader. Ons vra ook die vraag, maar hoe lyk Jesus? Hy mag lyk soos 'n mens van sy tyd. Hy was 'n gewone mens, maar sonder sonde. Hy was waarlik God. Ons vra ook die vraag, maar hoe lyk die Heilige Gees? Op Pinksterdag het hulle tonge van vuur gesien en hulle die geweldige rukwind gehoor. Maar hoe lyk die Heilige Gees? Op hierdie Sondag, die drie-enige God Sondag, ontdek ons in die Here se woord, dat waar ons as mense leef, soos Jesus vir ons geleer het, om ons lewe te leef, en soos hy vir ons gewys het, hoe ons lewe moet leef, dat mense vir God raak sien, en dat mense vir God beleef, die Vader, Seun en Gees. As die Here vir ons skep, as sy verteenwoordigers, as hy vir ons skep, as sy beeld, vir ons skep, na sy gelykenis, soos ons in Genesis 1 hoor, dan het dit die volgende betekenis. Ons moet na die voorbeeld van Jesus, en soos die Heilige Gees vir ons leer, alles van Jesus, en hoe Jesus sy lewe geleef het, dat ons in liefde met mekaar sal saamleef, in vrede, dat ons nie sal stry en beklei nie, dat ons mekaar sal vergewe, dat ons vir mekaar sal omgee, dat ons mekaar soos mense sal hanteer, dat ek iemand anders sal hanteer soos ek graag wil hê, hy of sy moet my hanteer, hoe hy of sy teen my moet optree. Dan beteken dit dat ek nie op ander mense sal neersien nie, en nie herhalend van hulle praat nie, dat ons mekaar as gelyke mense sal hanteer, en dat ons sal werk daarvoor dat almal gelyke kansse in die lewe het. As ons so leef, dan sien mense vir God raak, dan beleef mense vir God. En dan vandag is dit ook biddag vir God se skepping, waar ons as gelowiges God se skepping oppas, sy skepping bewaar, daar sien mense ook vir God raak. Daar beleef mense ook vir God. Kom ons bid saam. Here, ons kom vra ook vanoggend dat U vir ons sal help om so te leef, dat dit wat ons sê en doen, dat dit sal getuig daarvan, dat U ons God is. Dat in ons lewe mense vir U sal raak sien, ons wat geskep is na U beeld, na U gelykenis. Help vir ons ook om in hierdie tyd so te leef, dat die wêreld vir U sal raak sien en in U sal glo. Dankie Here dat U ons skepper is. Dankie dat U die skepper van alles is. Dankie dat U in beheer is van U skepping. Dankie dat U skepping goed en mooi is, en dat ons alles van U skepping nog steeds vandag mag geniet. Dankie dat ons ook kan weet en swaar kry, dat ons nie alleen is nie, dat U by ons is. Help vir ons om
met vertroue in U, Vader en Seun en Heilige Gees, elke dag ons lewe te leef. Amen. Kinders, kom ons sing nou Vlam lied 84, My God is so groot. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Gemeente, ons is bevoorreg om te mag leef uit die opbrengs van die aarde. Ons is bevoorreg om te mag leef uit dit wat God vir ons gee. Uit hierdie opbrengs sorg ons vir onsself en vir ons geliefdes en ook vir ander mense. Uit hierdie opbrengs dien ons ook die Here met ons dankoffer vir die uitbreiding van sy koninkryk en vir die uitdra van sy woord in hierdie wêreld. Kom ons dien nou die Here uit dankbaarheid met ons dankoffer. Dit is vandag ook biddag vir ekologie. Die foto op die skerm laat ons dink aan die skepping wat goed uit God se hand uitgekom het en die ruimte is waarbinne ons lewe mag leef. Die foto laat ons ook dink aan die skepping in ons eie hande en wat ons met God se skepping aanvang. Dit laat ons dink oor ons eie rol in die opbou van God se skepping, maar ook in ons afbreek en vernietiging en vernieling van God se skepping. Op hierdie dag bid ons saam met alle gelowiges dat die Here ons sal help, dat ons werklik ons verantwoordelikheid sal opneem om sy skepping te bewaar vir alle geslagte. Die spesiale deuroffer vandag is vir Biblia, hawesending en seelui. Ons bydraes help om die goeie nuus van die evangelie aan mense oor die hele wêreld te bring, wat in die hawens in die Wes-Kaap werk en dit ook aandoen. Ons wens graag ook die volgende lidmate geluk wat hierdie week verjaar. In week 2, die 8de Junie, Rihanna Besbier en Tommy Edscheid. In week 3, Elaine Himan en Sofia Nel, die 9de en die 13de Junie. In week 4, JT Rautenbach, die 11de Junie. Op ons Kraalbyk, Jolien Himan, Skalk Willem Viljoen, die 9de en die 13de Junie. Soutkuil, Anja Joubert en Chris Marie Wessels, die 9de en die 12de Junie. En dan in Bokrivier, Beneide Tooi en Henry Beyers, die 9de Junie en Teddy Kingwell, die 10de Junie. Ons betoon graag ook ons innige meegevoel aan Clive Sandberg met die afsterwe van sy broer. Liewe gemeente, Genesis 1 speel 'n belangrike rol in ons geloofsoortuiging en ons belydenis op Triniteitssondag van ons geloof in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons bely aan die hand van Genesis 1 dat niks ontstaan buite God om nie. Alles wat is, het die oorsprong daarvan in God. Genesis 1 wil nie vir ons 'n wetenskaplike verklaring gee van hoe alles ontstaan het nie. Genesis 1 is 'n digterlike teks en wil vir ons help met twee dinge. Om lof, eer en erkenning aan God te gee as die oorsprong van alle dinge en hom te loof vir die groot en wonderlike wyse waarop hy alles geskep het. Genesis 1 help vir ons ook om te verstaan wat die aard van alle dinge is, hoe die wêreld in mekaar steek en met watter doel alles gemaak is. Kom ons kyk 'n bietjie aan die hand van Genesis 1.
oor die werklikheid van ons lewe vandag. Genesis 1 help vir ons om altyd te onthou en te verstaan dat God alleen die skepper is. Die klem val op God se almag. Hy alleen kan skep en hy alleen het geskep. Genesis 1 help vir ons ook om te verstaan dat dit God alleen is wat regeer. Genesis help vir ons ook om te verstaan dat God alles goed geskep het en dat die kosmos, die wêreld waarbinne ons leef, 'n bewoonbare kosmos is. Dat hy dit vir ons moontlik gemaak het om in hierdie wêreld ons lewe te kan leef. Ons lees veral in Genesis 1 raak dat ons as mense verantwoordelikheid het. Ons is geskep in 'n spesiale posisie, naamlik as beeld, as gelykenis van God, of as verteenwoordiger van God. Dit wil vir ons sê dat daar 'n baie besondere verhouding tussen ons en God is. En natuurlik dan ook 'n baie besondere verhouding tussen ons as mense behoort te wees. Ons verantwoordelikheid is, sê Genesis 1, om dit wat God vir ons gegee het, waarbinne ons lewe kan leef, sy skepping, sy wêreld, dat ons dit moet bewaar en moet bewerk. Ons is in 'n heersersposisie aangestel. Dit beteken dat ons in alles van ons lewe hier op aarde vir God as die skepper moet verheerlik. In ons optrede in hierdie wêreld moet raak gesien word, wie is die God in wie ons glo? Wie is die skepper? Aan wie behoort alle dinge? Ons lees ook in Genesis 1 raak dat die mens as 'n twee-eenheid geskep is. God skep man en vrou as gelykes en hy behandel man en vrou as gelykes. Saam is man en vrou mens, die mensdom. Saam dra ons God se beeld in hierdie wêreld uit. Saam het ons 'n taak en saam word ons deur God geseën. Iets wat ons baie duidelik moet raak lees in Genesis 1 is dat alle mense na God se beeld geskape is. Vanwaar die oorsprong van die mensdom ook al mag wees en hoe dat die mensdom versprei het oor die hele aarde, moet ons weet dat hierdie mensdom geskep is as die beeld van God, geskep is as God se mense, geskep is as gelykes. Dit is veral ons geloof en ons belydenis in Jesus Christus, die een wat mens geword het, die een wat tussen ons kom bly het, wat vir ons hiermee help. Naamlik dat ons na die voorbeeld van die Here Jesus, na alles wat hy vir ons geleer het, soos hy, soos 'n ware mens, soos God bedoel het 'n mens se lewe moet wees, ons lewe kan leef, ons lewe moet leef. Dit is by Jesus wat ons leer van medemenslikheid en menswaardigheid. Ons moet onthou dat die wêreld waarbinne ons leef 'n goeie wêreld is. Ja, in baie opsigte 'n gebroke wêreld. Deel ons in lyding en swaarkry van hierdie wêreld. Deel ons ook in pla, epidemies, pandemies wat die wêreld met tye getref het. Maar dit is God se wêreld. Is 'n goeie wêreld waarbinne ons bevoorreg is om as God se mense, as beelddraers van God, ons lewe te mag leef. Selfs al is hierdie wêreld stikkend en gebreek, kan ons nog altyd ons rol en ons verantwoordelikheid nakom as mense, as beelddraers van God. Dit is veral goed om te weet in hierdie wêreld
dat ons aan God behoort deur die volmaakte mens Jesus Christus, wat vir ons verlossing gebring het, wat ons bind aan God ons Vader deur die krag van die Heilige Gees, wat ons bind aan mekaar as medemens, en vir ons leer om met ware liefde, in vrede, in reg en geregtigheid met mekaar saam te leef. In hierdie pandemietyd hoor ons Genesis 1, hierdie skepingsverhaal, as 'n troostverhaal. Alles het uit God se hand ontstaan en sal nooit uit God se hand glip nie. Hierdie verhaal herinner ons ook aan ons verantwoordelikheid. Ons is aangestel om hierdie wêreld op te pas. Veral vandag op Triniteit Sondag ontdek ons dit, en dan ook die ekologiedag wat ons vandag herdenk. Ons moet God se skepping bewerk en ons moet dit bewaak. Maar dit is veral die coronatyd, die COVID-19 pandemietyd, wat ons daartoe roep om na te dink oor die wyse waarop ons vandag leef. Om na te dink, hoe het God alles aan mekaar gesit? Hoe het God bedoel moet alles wees? Hoe het God bedoel moet ons lewe leef? Hoe moet ons in 'n wêreld leef waar ons mekaar as mense raak sien? Waar ons met respek teenoor mekaar optree? Waar ons mekaar help, mekaar bystaan? Waar ons beywer vir gelyke kansse? Waar daar gelyke regte vir almal is? Waar daar vir ons almal geleentheid is om te kan leef en vooruit te gaan. Die skepingsverhaal herinner ons ook aan ons beperkthede. Ons is nie almagtig nie. God alleen is almagtig. En die coronavirus herinner ons daarin dat ons hoop en ons hoop vir ons toekoms nie in onsself lê nie. Ons hoop lê in Jesus Christus. Ons hoop lê om soos Jesus diensbaar te wees. Ons hoop lê daarin dat ons in hierdie wêreld leef as diensknegte, as diensmaagde, as mense van die Here Jesus, soos Jesus ons geleer het. Dit is belangrik dat ons sal oopstel vir God en ook sal oopstel soos God bedoel het ons lewe moet leef. Aan God, die Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe vandag op Triniteit Sondag al die lof, die dank, die eer, die aanbidding. As skepsele is ons lewe nie in ons eie hande nie, maar in God se hande en veilig in sy hande. Hy is ons hoop, hy die skepper, hy die onderhouer, hy die voleinder van alle dinge, hy wat met ons nuut begin het in Jesus Christus, hy wat ons kom herskep het, om weer beelddraers te wees, sy verteenwoordigers, sy mense hier op aarde, deur wie hy regeer. Amen. Kom ons bid saam. God vir ons noem U Vader. God by ons noem U Jesus. God in ons noem U Heilige Gees. U is die ewige geheimenis, wat bemagtig, toevou, omarm, insluit, en alles tot lewe wek, ook vir ons, ook vir my. Elke naam skiet ver te kort, om U goedheid en grootsheid te omvat. Ons kan slegs deur dit wat bestaan sien hoe U is. Ons bid dat ons oë vir 'n volkome kyk geopen word,
soos dit in die begin was, so ook nou en tot in ewigheid. Dit bid ons saam met Richard Roer, dit bid ons saam met gelowiges dwars oor die wêreld. Maak van ons die mense wat U bedoel het, ons moet wees. Laat ons leef, getrou volgens ons roeping, ons taak, waartoe U ons in hierdie wêreld geplaas het. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Gemeente, ons sing nou vonklied 159, eerste en die tweede strofe. Heer, ons bid vir Afrika. Gemeente, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.